Here, dit is te hoog en te wonderlik vir ons om te begryp, maar dankie dat ons dit kan glo en kan weet en aan kan vashou. Here, maar dat ons ook ietsie verstaan van wie U is en wat U regtig kom doen het en wat U nog gaan doen. Help vir ons klein beperkte mens wees om U groot en heiligheid te verstaan. Amen. Ons gaan lees uit Openbaring 1 van vers 4 tot 8, vers 4 tot 20. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur die bloed, deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, en dis die tema van die hele Openbaring boek, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weerklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, is deur julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus, en ek saam met julle deel aan die eerste verdrukking, en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het ek tussen 7 goue staarlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe kom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre
is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. En dan lees ons Openbaring 5 van vers 1. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om hierdie boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand is wat waardig is om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het ook gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem met die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, daarvan oop te maak omdat u geslag is. En met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene, en ek het hulle hard hoor uitroep: die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. En dan gaan ons lees in Openbaring 21 vers 1 tot 4. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, die see het nie meer bestaan nie, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem hoor sê: kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees, as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. Openbaring 22 vers 16, ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle
in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel. Dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morgenster. Die Gees en die bruid sê, kom. Elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Sover in die woord van die Here. Wat 'n wonderlike boek is Openbaring nie. Ons kan ure en dae spandeer en ons sal nog steeds net 'n ou klein stukkie verstaan. Maar dis 'n visioen wat die Here vir Johannes laat sien het en hy hom na 'n eiland toe gevat. Al was hy verbang daarna toe, het die Here hom afgesonder sodat hy hierdie visioen vir Johannes kan gee en ons wat in 2026 lewe, weer nuwe hoop moet gee vir wat kom. So vanoggend se boodskap gaan oor hierdie persoon wat Johannes sien, wat hy sê in vers 12, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En tussen die 7 straatlampe het ek iemand soos die seun van die mens gesien. Nou hierdie uitdrukking, die seun van die mens, kom al van ver af in die Ou Testament, van Daniël wat ook visioene gesien het, en hy het gesê, daar's iemand soos die seun van die mens. En dit is 'n wonderlike term wat die Here Jesus graag vir homself gebruik het. As die ander Jode in Matteus, Markus, Lukas en Johannes vir Jesus Christus genoem het, die Messias, het hy vir hulle gesê, moenie dit sê nie, my tyd het nog nie gekom nie. Maar hy het gesê, hy is die seun van die mens, die seun van die mens, wat die tussen die mense lewe, wat terwille van die mense gekom het na die aarde toe, waar die brug tussen die hemel en die aarde is. Seun van die mens wat ook swak en klein en nietig kan wees sonder sonde. Hy vereenselwig met die swak en klein en nietige mense. Maar dan is hy terselfdertyd die seun van die mens wat ook 'n koning is en wat hier in Openbaring veral 'n regter is. So Johannes het hierdie 2 betekenisse aan hierdie naam van Jesus wat hy beskryf, die seun van die mens, terwille van ons. En as ons lees in Johannes 8 en Openbaring 1, dan sien ons uit liefde vir ons, het hy ons deur die bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Uit liefde vir ons het hy homself willens en wetens die seun van die mens gemaak, terwille van ons aan die kruis gaan. So 'n engel bring vir Johannes 'n boodskap. En dan in Openbaring ontvou God se plan van verlossing vir die hele wêreld, maar nie net dit nie, ongelukkig nie net dit nie, ook oordeel van die wêreld. Ons het gesien in die 7 briewe wat julle opgedoen het, hoe die Here telkens sê, hulle wat volhard gaan 'n beloning kry, maar die ander gaan geoordeel word, en hy oordeel ook ons, hoe ons in die kerk optree. En in die sentrum van God se plan dwars oor die wêreld en oor die eeue wat kom en was, staan die Here Jesus Christus. En dan as ons kyk in Openbaring na Jesus se name,
Jesus kom doen het in wat hy is. So in die sentrum van God se plan met die wêreld staan Jesus Christus. En vir ons wat aan Jesus behoort, is dit 'n verlossingstriomf tog die hele boek van Openbaring. Ons stap saam met die Here deur al die oorloë en vreeslike dinge wat gebeur as oorwinnaars, want hy het klaar die oorwinning behaal. Maar dis 'n oordeel vir die wat hoor van Jesus Christus, vir die wat sien wat gebeur en tog die Here verwerk. Maar weet julle wat die wonderlike ding van Openbaring is, het julle gehoor hier die heel laaste hoofstuk. Kom na die water toe, die wat dors is, daar is nog steeds 'n kans. Dis verniet. Wanneer God hier so in Openbaring die trompette laat klink, dan wil hy vir almal sê, kom, luister, kom tot bekering. So dwars deur Openbaring wat eintlik vreeslik gaan oor die oordeel oor die wêreld, die konings van die wêreld, is daar nog steeds die helder boodskap, kom tot bekering, dis nooit te laat nie. En dit is wat ons as priesters en mense wat God ons sy koninkryk gemaak het, wat ons moet verkondig. Ons moet vir die ganse mense, die ganse wêreld gaan sê, God is koning. En die Here Jesus het vir jou opgestaan. En jy kan ook deel word van God se koninkryk. Dis ons taak. Maak nie saak wie voor ons staan. Ag, en die Here Jesus het die wonderlikste name in Openbaring. Hierso in die briewe beskryf Openbaring hom as die man met die persoon met die 7 sterre in sy hand. Openbaring beskryf hom as die gemeentes beskryf hom as die eerste en die laaste wat dood was en die lewend geword het. Maar hy is ook die persoon, die iemand met die skerp swaard wat sny. Sy oë vlam soos vuur, hy sien dwars deur ons. So vir die gemeente is die Here Jesus al hierdie dinge. En dan is hy ook nie net die seun van die mens nie, maar hy is die seun van God. Hy het goddelike eienskappe. Hy is die koning van die konings. Hy is die heerser van die heersers. Die Here Jesus is God wat mens geword het, wat 'n brug omslaan het tussen hemel en aarde. Hy is ewig, hy is altyd. Hy is die betroubare getuie. Hy is God wat mens geword het. En dan het hy willens en wetens ook lam van God kom word. In Openbaring word hierdie naam lam, die lam wat geoffer is, byna 30 keer gebruik, soos 'n belangrike woord, en soos ons gesien het in hoofstuk 5, sit hy daar, is hy die enigste een wat hierdie boekrol kan oopmaak. Is hy die enigste een wat God se plan vir die wêreld kan ontvou, kan wys, want hy dit ook aan die kruis verdien. So die lam wys hier na die lam in Egipte wat geslag is, en die bloed aan die deurposyne wat daar geverf is, en dan loop doods iemand daar verby. Maar dis ook Jesaja 53, die offerlam van God, wat geoffer is onskuldig. En dan weet ons het dit gebeur in die geskiedenis, dat die Golgotha die hele geskiedenis verander.
En ons leef in die tyd wat ons weet die Here Jesus se offer was vir my en vir jou, maar hy het nie daar gebly nie. Hy het opgestaan uit die dood, hy is die een wat ewig lewe. En ons leef in die tyd van die hemelvaart, Jesus wat weer opgevaar het na die hemel en tot hy weer kom. Opwindende tyd, maar ook 'n vreesaanjaende tyd. Dit maak ons bang. Ons is onseker as ons aan die toekoms dink. As ons in die werklikheid, in die realiteit is, dan weet ons die bose probeer vir God van die troon afstoot. Ons weet van die oorloë, ons weet van die boosheid van die wêreld. Ons weet van so baie dinge wat rondom ons gebeur, wat die donkerte en die duisternis dit laat lyk asof dit die lig wil oorvat, maar dit sal nooit kan. So ons leef in 'n tyd wat ons baie onseker is. En wat as jy nie glo nie, jy regtig kan bang wees. Maar as jy glo, sê die Here, as ons volhard, dan is ons saam oorwinnend besig. Interessant sê Openbaring dat die Here Jesus as offerlam 'n oorlog voer. Maar dis nie die ander kant se bloed wat vloei nie, dis sy bloed wat vloei. So hierdie lam van God is terselfdertyd met die leeu van Dawid. En ons kry weer die teenkant, die swak lammetjie teenoor die leeu, en hierdie Jesus is albei. En die lam het gesterf om vir hom 'n nuwe volk bymekaar te maak, ek en jy en almal rondom die wêreld wat glo. En die lam het gesterf sodat hy 'n nuwe skepping ook kan maak. En hy is klaar oorwinnend besig om die oorwinning oor alles, al die koninkryke, al die konings, al die lande in die wêreld wat teen God opstaan, is hy besig om die oorwinning te behaal. Maar as jy in Openbaring gaan lees, dan gaan jy sien dat dit 'n verskriklike stryd is, wat ewiger toeneem in intensiteit. En daarom as ons vandag na die nuus luister en na die dinge om ons kyk en hoor en sien wat die bose probeer doen, die ou draak en sy trawante, dan kan ons met vreugde weet, maar God is aan die werk. En God sit op die troon en God het die Here Jesus in sy liefde vir ons laat 'n offerlam word. En daarom sal hierdie God van liefde, sy liefde altyd groter wees as sy oordeel. En ons sien dit in die laaste hoofstuk ook, wanneer hy beskryf die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde, wat hy spesiaal vir ons, sy kinders, daar gee. Hierdie wêreld wat ons nou sien, is 'n tydelike, verganklike wêreld, maar dit is mooi, dit is pragtig. En God het dit ook vir ons gegee, om te geniet en om in te lewe. Maar eendag as hy weer kom, gaan hy vir ons die nuwe Jerusalem gee. Want nou is ons nog nie in die teenwoordigheid van God. Ons het gesien Johannes 1 hoofstuk 1, hoe hy nie die Here kon aanskou in al sy heerlikheid en sy ligglans neergeval, ek glo sy oë toegemaak. Maar wanneer die nuwe Jerusalem kom, gaan ons hom kan sien. Die groot ding van die wederkoms en die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde is, God gaan daar wees en die Here Jesus gaan daar wees en ons gaan in hulle teenwoordigheid by hulle wees. En dit is die verskil
tussen nou en dan. En dan eindig Openbaring met die pragtige vers, waar ons as die Gees en die bruid, saam met die Gees sê, kom hier in Pinkstertyd, sê ons dit ook die Here Jesus, jy weet, dat ons so graag wil hê, jy moet kom, saam met die Gees. En dat ons in Pinkstertyd ook kan weet, die helder môrester, die nuwe dag van die Here, die nuwe toekoms, is net die om die horison. Dis vir my die pragtigste naam wat die Here Jesus gegee word. Ek is die helder môrester. So Openbaring sê vir ons, as jy nie glo, moet jy bang wees, baie bang. Maar as jy glo, dan kan jy juig en jubel en in die koor sing waar ons die Here groot maak. Want hy is groter as enige iemand. En hy lewe ewig teenoor die verganklike. So ons kan juig en bly wees, want die Here Jesus is die helder môrester. Amen. Here, baie dankie dat ons maar net kan neerval in aanbidding wanneer ons hierdie dinge hoor, wanneer ons ietsie verstaan van hoe groot en hoe wyd en almagtig U is. Dankie Here dat U selfs tot op die allerlaaste vir mense 'n kans gee om te kom drink uit die fontein van lewende water. Baie dankie Here, dat al is daar 'n oorlog aan die gang tussen U en die boosheid, en nog steeds vir die mens lief is. En dat die liefde groter as die oordeel is. Maar Here, ons moet ook weet, dat wanneer ons U verwerp, dat dit ook wees omdat U die regter is. U is die regter wat die wêreld gaan kom oordeel, en die wat U verwerp, gaan U in die poel van vuur gooi. Here, dankie dat ons die boek Openbaring het, en dat U vir ons in hierdie onseker dae wys en laat sien hoe groot en magtig U is, dat U die koning van die konings is, en dat U in beheer is, dat U 'n plan het met alles en almal. Here, ons loof en ons prys. Ons dra hierdie gemeente aan U op. Ons vra dat U vir hulle elke dag sal herinner dat U die koning is. Ons vra dat U vir hulle elke dag sal herinner dat ons vol moed moet wees en dat ons moet volhard, ten spyte van baie dinge wat in ons lewens so verganklik, so nietig kan wees. Dankie Here dat U die ewige God is waar ons kan vashou, en nie net dit nie, maar dat U vir ons vashou en lei deur die lewe.